Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die wonderbare ek is. Die grootmagtige, die ewigdurende, die alomteenwoordige, die alwetende, die soewereine God van hemel en aarde. Kosbare Vader, ons wil U loof, vanaand wil ons U prys. Nou net deur sang gedoen. Maar ons wil ons harte ophef na die Here God in die hemel. En hom aanbid vir wie hy is. Word verheerlik in hierdie diens. Deur U woord wat tot ons harte spreek. Ons sê vir U dankie vir hierdie Psalm 136. Vir dit wat daar geskryf staan. En dankie dat ons as kinders van God onsself kan verlustig in die inhoud van Psalm 136. Ons loof U, Here. Kom word verheerlik. Is my gebed in die kosbare, heilige en wonderbare naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, Psalm 136. Wat 'n kosbare psalm. Ek nou net hierdie bedryf van my aan die gang kry. Daar sy. Want sy getroue liefde is tot in ewigheid. In die 53 vertaling staan daar eintlik, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dis nie verkeerd vertaal nie, maar in die nuwe vertaling in 2020, soos wat u dit hier sien, is dit ook nie verkeerd vertaal nie, en u sal net nou agterkom hoekom. Nou, geliefdes, hierdie psalm was 'n liturgiese lied wat God se ewige troue liefde besing het. 'n Liturgiese lied menende dat die lied so geskryf is dat die priester die swart gedeeltes sou gesê het, prys die Here want hy is goed, en dan het die volk, die aanbidders wat dan bymekaar gekom het om te aanbid, dan het hulle gesê, want vir ewig duur sy troue liefde. So hulle het geantwoord, wanneer die priester iets gesê het, dan het hulle geantwoord, en so het dit die wisselwerking, dis 'n wisselwerking psalm eintlik, 'n liturgiese wisselwerking tussen priester en aanbidders. En ja, dit is hoe dit gewerk het. Ek lees vir u sommer hierdie eerste 3 verse. Miskien kan ons so maak. Ek dink ek gaan die swart gedeeltes lees, en dan kom u, dan sê u eendragtig saam, want vir ewig duur sy getroue liefde. Dit is per slot van rekening die liturgiese orde van hierdie psalm. So kom ons begin. Prys die Here want hy is goed. Prys die God van die gode. Prys die Here van die Here. Kosbaar. Nou, geliefdes, 8 keer word die volk opgeroep in hierdie psalm om die Here te prys. Ons vind dit in vers 1, 2, 3, 4, vers 10, vers 13, vers 16 en vers 26. En as hy sê, prys die Here, wat die eintlike woord wat daar gebruik word vir prys is yada, en wat beteken om jou lofprysing voor God te werp of te gooi. Dis 'n handeling eintlik, meer as net 'n verbale lofprysing. Dit was 'n handeling, en dit is om jou lofprysing voor God neer te werp. Nou, die refrein, want vir ewig duur sy troue liefde, of vir ewig sy goedertierenheid duur tot in ewigheid, soos in die 53 vertaling, kom 26 keer voor in hierdie psalm. Dit is 26 verse wat hierdie psalm het, en in elke vers kom hierdie refrein voor. Sy troue liefde, geliefdes, is 'n begrip wat gelaai is met inhoud en betekenis, en is so omvangryk. Jy sien,
Want vir ewig duur sy troue liefde word in die 53 vertaling, word dit so vertaal, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. In die American Standard Version lees jy, his loving kindness endureth forever. In die King James Version lees jy, his mercies endureth forever. En in die International Standard Version lees jy, his gracious love is everlasting. Nou hoekom sou die verskillende vertalings dit dan so gedoen het? Weet jy geliefdes, die eintlike woord wat gebruik word in die Hebreëus is gesed. Dit het gedui op God se verbondsliefde wat verskeie elemente bevat het. En weet jy, die gedagte is nou dit, dat daar geen Afrikaanse woord, daar is geen Engelse woord, wat die omvangrykheid van God se hesed vasvang nie. En daarom kon hulle dit net of gesê het, his loving kindness, of his mercies dureth forever, of his gracious love is everlasting. Maar eintlik, wanneer ons sê, want sy troue liefde duur tot in ewigheid, dan vang dit eintlik al hierdie begrippe vas in God se hesed, in daardie refrein, want vir ewig duur sy troue liefde. So wanneer 'n mens daai refrein sê, want vir ewig duur sy troue liefde, besef ons, it's got something to do with God's loving kindness, with his mercies and with his gracious love. Nou geliefdes, God se gesed dui op sy verbondsliefde, want dit is wat dit is. Nou die kern van God se gesed is lojaliteit. Is dit God se liefde is gewortel in God se lojaliteit, in sy karakter. Bob Utley, professor van Ou Testament, beskryf God se gesed so. Hy sê, it's a no strings attached, loyal covenant love. Dit is vir my so pragtig. No strings attached, loyal covenant love. Met ander woorde, jy hoef nie te presteer sodat God jou so lief moet hê, soos wat hy sê, hy jou lief het nie. Geliefdes, hierdie loyale verbondsliefde van, of laat ek sê, hierdie psalm het 5 perikope. Nou, 'n perikoop is 'n afgebakende gedeelte wat 'n logiese eenheid vorm. Jy gaan dit nou raak sien, dit is kosbaar. 'n perikoop is 'n korter verhaal van 'n langer narratief. So basies hierdie psalm is in 5 afdelings, is hy verdeel. Die eerste is van vers 1 tot 3, en dit fokus op die wese van God. Ons gaan nou daarna kyk. Die tweede afdeling fokus op God se wysheid, sy skepingsdade. Die derde fokus op die uittog uit Egipte. Die vierde fokus op die kruising van die Rooi See, en die 5de fokus op die konings wat verslaan is. En elke perikoop begin dan met 'n oproep om God te prys. So kom ons kyk nou na die eerste afdeling, die eerste perikoop van hierdie psalm. Hy begin, soos ek gesê het, met 'n oproep om God te prys. As hy sê, prys die Here, ons het dit net nou gelees, want hy is goed, want vir ewig duur sy troue liefde. Prys die God van die gode, want vir ewig duur sy troue liefde. Prys die Here van die Here, want vir ewig duur sy troue liefde. Hierdie 3 verse is gerig op wie God is. Maar dan kom ons by die tweede afdeling, wat fokus op God se skepingsdade, en hierdie is so kosbaar. Weereens, die tweede afdeling begin met die woord, prys hom, wat groot wonders doen, want vir ewig duur sy troue liefde. Ek dink, geliefdes, kom ons doen dit weer. Ek lees die swart, u lees die refrein. Prys hom wat groot wonders doen, wat met insig die hemel gemaak het, wat die aarde oor die waters uitgespan het, wat die groot ligte gemaak het, die son om te heers oor die dag, die maan en sterre om te heers oor die nag,
So, hoekom het hy die skepping gemaak? Want vir ewig duur sy troue liefde. Nou het ek vir myself die vraag afgevra, maar die mens was nog eers daar gewees, jy praat hier van die skepping. Nou, hoekom sou God iets gedoen het, want vir ewig is sy troue liefde, teenoor wie was sy troue liefde? Jy sien, geliefdes, God het eers ons huis gebou, en hy het geweet vir wie hy die huis bou. En hy het geweet, dit wat hy doen, die skepping wat hy gemaak het, daarin is vir ons 'n boodskap vasgelê. Ek het vanmôre, terwyl ons so van Porterville afry, ek kyk na die berge, en die berge skreeu vir my, want vir ewig is sy troue liefde. Want dit is presies wat die Psalm sê, rondom sy skepping. Hy het groot wonders gedoen, want vir ewig is sy troue liefde. Hy het met insig die hemel gemaak. As ek na die hemel kyk, dan sien ek 'n boodskap, want vir ewig duur sy troue liefde. Kyk ek na die aarde, dan sien ek, dit is omdat want vir ewig duur sy troue liefde. Hy het die groot ligte gemaak. Maak nie saak waar ons kyk nie, geliefdes, of ons vorentoe kyk, terugkyk, langs ons kyk, bo ons kyk, ondertoe kyk, die skepping skreeu een ding uit, en dit is, sy troue liefde is tot in ewigheid. Want sy goedertierenheid, soos die 53 vertaling sê, is tot in ewigheid. En weet jy wat sê dit vir my? Is dat die eerste geskrif van wat handel oor God se verbondsliefde, het hy in die skepping vasgelê. Dit is uitgeets in die skepping, dat hy vir ewig vir ons so lief is. So die skepping skreeu vir ons uit, wanneer ons na die skepping kyk, hoe lief God ons het. Sy verbondsliefde, wat 'n boodskap, dat God in sy skepping, in die skeppingsverhaal, vir ons dit daar gestel het. Ons kan nie meer net na 'n berg kyk en sê, daar is die berg nie. Nee, as ons na 'n berg kyk, dan sien ons daai berg het 'n boodskap. Wat is die boodskap? Want vir ewig duur sy troue liefde. Geliefdes, die derde afdeling fokus op die uittog uit Egipte. En hierdie is baie interessant. Hy begin dan weer hierdie afdeling met prys hom, wat Egipte getref het, deur hulle eersgeborenes, want vir ewig duur sy troue liefde. Kom ons, jy kan saam my lees, en Israel uit hulle midde laat wegtrek het, met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Hier sien ons, geliefdes, dat die uittog van die van God se volk uit Egipte was gewortel in God se ewige troue liefde wat tot in ewigheid duur. Die vierde afdeling fokus op die kruising van die Rooi See. Kom ons lees dit. Prys hom wat die Rietsee in twee gesny het en Israel in die middel laat deurtrek het. Maar die Farao in sy leer en die Rietsee afgeskit het. En dan prys hom wat sy volk deur die woestyn laat gaan het. Kosbaar. Ons sien hoe, en jy gaan nou sien van waar die volk uit Egipte uitgekom het, hoe hierdie troue liefde van God soos 'n goue draad deur saam met die volk beweeg het. Die vyfde afdeling fokus op die konings wat verslaan is. Dis van vers 17 tot 22. Kom ons lees. Groot konings het hy verslaan. Magtige konings om die lewe gebring het. Sihon, die koning van die Amorite. En Og, die koning van Basan. Hy het hulle land as erfdeel gegee. As erfdeel aan Israel sy diensknegt. Hy wat ons in ons vernedering aan ons gedink het. En ons van ons teestanders weggeruk het. Hy wat kos gee aan alles wat leef. En dan sê hy, prys die God van die hemel,
Is dit nie kosbaar nie? Hoe daai troue liefde van God deur die hele verhaal van die uittog uit Egipte tot in Kanaan gesien kan word. Geliefdes, die psalmskrywer is so vol van hierdie gedagte dat God se ewige verbondsliefde so uitspeel in alles wat hy doen, dat hy dit nie reg kry om die, kom ons vat die skepingsverhaal byvoorbeeld. Sê, hy het die berge gemaak, die son, die sterre, hy het die maan gemaak, en hy het die aarde uitgestrek oor, en dan sê, want vir ewig, hy het hierdie dinge gedoen, want vir nee, hy kry dit net nie reg nie, hy het die son gemaak, want vir ewig is sy troue liefde. Dit is net asof hy nie, asof hy amper so opgewonde is, en dat hy so oorweldig is met die gedagte, dat alles wat God doen hy as gevolg van sy troue liefde. Hy kry dit net nie reg om meer as 'n sinnetjie te skryf, sonder om ons net telke male terug te vat na hoekom God doen wat hy doen nie. Nou geliefdes, wat kan ons uit hierdie psalm leer? Kom ons kyk. Die eerste, sy troue liefde is die som totaal, geliefdes, van wie God is. 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, God is liefde. Jy sien, sy liefde is nie iets wat hy besit en wat hy as kommoditeit vir ons gee nie. Dit is die vergestalting van homself. Hy is liefde. In ander woorde, as ons nou terugdink aan die psalm, dit is nie iets wat God die volk gegee het met hulle reis na Kanaan nie. Dit is hy wat in hulle midde beweeg het. Die tweede wat ons leer is, nooit het die Here hulle gefaal nie. Want God kan nie faal nie. Hy kan geen mens faal en hy het ook nog nooit nie. Ekskuus ek. Ons net gou kyk, van begin, van waar die uittog uit Egipte, geliefdes, is daar die getuienis dat die ewige God van liefde saam met sy volk beweeg het. En dit is die verhaal van, dit is die beskrywing van Psalm 36, gaan oor hierdie uittog van die volk. Geliefdes, dit wat ons daar sien is 'n demonstrasie van wie God self is. Die uitleef, God wat sy liefde uitgeleef het, sy liefde uitgegiet het oor sy volk. Sy troue liefde, geliefdes, duur tot in ewigheid. Dit sê die psalmdigter vir ons. Sien, Psalm 90 vers 2 sê, van ewigheid tot ewigheid is u, o God. En dit is hoekom wat hy gedoen het hy gedoen as gevolg van sy verbondsliefde vir sy volk. Geliefdes, Psalm 91 vers 4 sê, hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Geliefdes, dit is een van God se eienskappe, is sy getrouheid. En wat beter wil ons hê as 'n skild en pantser as God se getrouheid? Want dit maak nie saak waar ons is. Hy is altyd daar en sal ons altyd beskerm en ons toevou met sy verbondsliefde. Nou geliefdes, ek wil nou vir u vra. Ons het nou gekyk na Psalm 136 wat vir ons die verhaal vertel oor hoe God te werk gaan en wat hy doen hy omdat dit gemotiveer is vanuit van homself, sy wese. Maar nou wil ek vir u vra, as u terugkyk oor u lewe, en dit is my toepassing vanaand, as u terugkyk oor u lewe, is daar 'n pad wat u ook gestap het, soos wat die volk Israel 'n verhaal het om te vertel. En in daai verhaal, die geweefde goue draad is van God se verbondsliefde, so het u ook vanaand 'n verhaal wat u kan vertel.
En ons dink nie altyd daaraan, geliefdes, dit maak nie saak wat die smart, die uitdaging of die storm was nie. Vanaand weet ons een ding, en dit is die rede hoekom ek vanaand is waar ek is. En as ek terugkyk oor my skouer, dan sien ek die goue geweefde draad van God se verbondsliefde wat uitgespeel het in my lewe. Is dit nie so nie? Ons sien dit, geliefdes. Hy was daar. Hy het ons bedien met onsself, met sy ewige verbondsliefde. En ek wil vir u vra dat u vir uself 'n psalm gaan skryf oor u lewe. Vat so ver terug as wat u wil en gaan skryf soos hierdie psalmdigter die verhaal van u lewe, maar maak soos wat die psalmdigter gemaak het. En skryf net so 'n stukkie en dan daardie refrein, want sy troue liefde is tot in ewigheid. Weer so 'n stukkie, want sy troue liefde is tot in ewigheid. En ek wil vir u sê, wanneer 'n mens dit doen, dan besef jy net, met wie het jy te doen gehad, al die jare, en hoe bevoorreg ons is, geliefdes, dat ons, wanneer ons terugkyk na ons lewensverhaal, dat ons kan sê, soos wat daai ou liedjie sê, daar was tye in my lewe wat ek net een ry voetspore gesien het. Die Here sê, dis tye wat ek jou gedra. Hy was altyd daar. Sy verbondsliefde was altyd daar. So geliefdes, ek wil u aanmoedig. Skryf die eie psalmpie en sê, Here, as ek terugkyk, daar's dalk dinge in my lewe wat ek nie verstaan het nie. Maar vanaand weet ek en besef ek dat u verbondsliefde altyd daar was en die rede is hoekom ek is waar ek vanaand is en hoekom ek dit gemaak het. Geliefdes, dan wil ek net dit vir u sê, laastens. As ons kyk na wat hierdie psalm sê, hy sê, want vir ewig duur sy troue liefde, sê dit vir ons, dat die troue liefde wat ek geniet het dwars deur my lewe, gee vir my genoeg vrymoedigheid om te weet, dat môre en oor môre, sal God se getroue liefde vir my inwag, want sy troue liefde is tot in ewigheid. Ek sê altyd so, God is nie gebonde aan tyd nie, hy is vandag, gister en veral is hy dieselfde, maar hy was by gister, hy is nou op die oomblik by gister, vandag en môre, want God is nie vasgevang in tyd nie. Weet nie of dit vir u sin maak nie. Hy was al reeds hier by môre verby, en dit gee vir my vrymoedigheid om te weet, as ek môreoggend opstaan, dat sy getroue liefde vir my daar inwag, en soos wat hierdie ou foto, geliefdes, as ons kyk ver in die toekoms, en ons sien, dat daar dalk iets op die horison is, wat ons bekommer, 'n stormwolk of 2 wat op pad is, dan weet ons hierdie een ding, ek kyk deur die lens van God se getroue liefde na die toekoms, en dit sê vir my, dat ek dit wat aankom is, ook sal deurstaan, soos wat ek als deurstaan het, wat agter my rug lê. Romeine 8 vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, as ons daaraan dink, waardeur die apostels in die vroeë kerk gegaan het. En tog het Paulus hierdie een ding aan vasgehou, en dit is dat daar niks is wat ons sal skei van die Here se liefde. Hoekom? Want vir ewig duur sy troue liefde. Hy sê in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En dan sê hy, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie.
Geliefdes, Romeine 4 vers 20. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Hy praat hier van Abraham. Maar hy is versterk, dis Abraham, deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Nou geliefdes, kom ons gaan met dit wat ons nou hier hoor, of gelees het. Gaan ons nou terug na Psalm 136, toe ons sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Wat is die belofte van God wat ons nou het? Is dat sy ewige troue liefde, of sy troue liefde tot in ewigheid is. En dit is 'n verbondsliefde, wat nie geskoei is op my prestasie, wat ek nie verdien op meriete nie. Verbondsliefde is 'n vasgemaakte, versekerde, besliste gawe wat God oor elkeen van ons onverdienstelik uitgegiet het. En ons sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel, en so hoef ons ook nie te twyfel aan daardie belofte van God, dat sy liefde en trou tot in ewigheid ons sal vergesel nie. Hy sê, maar hy is versterk deur die geloof. Geliefdes, dat ons geloof sal hê in hierdie wonder God wat ons dien. Hy sê, en hy het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. God beloof vanaand vir ons geliefdes, dat hy deurgaans, deur ons lewe, met ons sal wees, dat hy sy verbondsliefde oor ons sal uitgiet in oormaat. Dit sal daar wees, geliefdes, ons hoef nie te twyfel nie. Ons, net soos Abraham, moet ons oortuig wees, dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Geliefdes, hy het 'n belofte met sy volk gemaak. As ons kyk na Psalm 136, sien ons dit, hoe dit uitgespeel het in die volk Israel. En weet ons, sal dit ook so in ons lewe uitspeel. Ja, ek dink geliefdes, mag die Here vir ons seën, mag hy vir ons die genade gee, kom ons lees weer Psalm 136, net weer deur, so in die stilte tyd, en dan gaan u, en u gaan skryf, u eie psalmpie neer, uit eer vir die Here. Jy weet, sy woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Hoeveel male was daar nie, wat ons die Here aangeroep het in benoudheid, hy het ons uitgehelp, en nou kan u hom vereer, deur die eie psalm te gaan skryf. En weet jy wat u dan kan doen, is om miskien daardie psalm vir iemand te gaan gee, en vir daai persoon te sê, hier is my getuienis van hoe God met my gewandel het, dwars deur my lewe. U kan nie mekaar so stig op so 'n manier. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir die goddelike en kosbare psalm, wat u gegee het, waarin ons kan vashou, waarin ons kon sien hoe u met u volk gewerk het, en waarom u gewerk het soos wat u gewerk het. En hoe wil ons u dank vir daardie wonderbare verbondsliefde van u, u getroue verbondsliefde. U is 'n wondergod. En hoe wil ons u eer, hoe wil ons u dank, hoe wil ons u aanbid vir die onverdiende genade wat u so mildelik oor ons uitgegiet het. Kyk ons terug oor ons skouer en ons sien die pad wat ons gestap het. Dan sien ons God se verbondsliefde. Hoe dank ons u vir die getuienis van Israel. Hoe dank ons u vir die perkamentrol van God se skepings wat uitskreeu en waarop geskryf is, want vir ewig duur sy troue liefde. Dankie dat u oorweldigend in u skepping daardie boodskap vasgelê het vir ons om te sien elke dag. Want vir ewig duur sy troue liefde. Wat 'n voorreg om kind van God te wees. Wat 'n voorreg. Ons wil u loof, ons wil u eer en ons wil u aanbid. Vader, word u verheerlik in en deur ons lewe en mag ons opnuut weer opgewonde raak. En mag ons opnuut weer in verwondering staan vir hierdie wonderbare
verbondsliefde van God, wat onverdienstelik ons deel geword het. En ons dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam daar